Dit is vandag Dinsdag 15 April. Welkom by ons luistermeditasie in die Groot Lydensweek. Ons lees saam uit 1 Korintiërs 1, vers 18 tot 19 en ook vers 21 tot 25. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek doof vir ons die tweede laaste lydenskers uit, as ons die week stap, die finale tree gee na die kruis. Vervul, o Heer, my hart met stille wyding, waar ek herdenk die diepte van u lyding. Hoe u daar aan die kruis vir my gesterf het, my heil verwerf het. Ek sien u, Heer, die lam van God, onskuldig, tot aan die dood gehoorsaam en geduldig. O liefde, ek aanskou in al u wonde die vloek van sonde. U lyding breek my trotse hart en rede. Dit buig my neer en skep in my u vrede. Dit bring die heil wat my Gods teestander tot vriend verander. Net deur u offer word ons skuld vergewe. Sou ek dan na my eie wil nog lewe? Sou ek nie, Heer, waar u so swaar moes ly nie, my hart u wy nie. Amen. Ons lees 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 19, 21 tot 25 uit die 1983 vertaling, en ek nooi jou om die woorde of sinsnedes wat jou opval op jou hart te laat lê in die stilte. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Vers 21. Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking, wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens, en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense.
In haar boek Daring Greatly skryf Brené Brown oor vulnerability. En dan sê sy die mooi ding dat vulnerability is nie swakheid nie, maar dit is eintlik die moed om te leef met liefde. Dit is waar ons behoort, waar ons vreugde vind, waar empatie gesien word en waar kreatiwiteit gebore word. Dit is die vermoë om op te daag met moed, waar dinge nie beheer kan word nie. En dit is wat Paulus hier sê, as hy sê wat vir die wêreld swakheid is die krag van God. Die kruis is die simbool van vulnerability. Dit is die oproep om na ons brose kante toe te draai en met waagmoed te leef. Ek nooi jou om vir 'n oomblik na jou eie broosheid te draai. Die kruis in jou eie hand te neem en dit vir 'n oomblik op jou hart te laat lê. Here, die wêreld laat ons soms verstaan en laat ons soms dink dat ons al die antwoorde moet weet. Dat ons altyd in beheer moet wees. En dat die krag daarin lê. Hierdie week, as ons stap na die kruis, kom herinner U ons dat wanneer ons agter U aanstap, ons eintlik ontdek dat die krag daarin lê, dat ons broosheid in die oë sal kyk. Dat die krag lê in die kruis, dat ons daar ontdek dat die liefde, empatie, om by ander te staan wat swaar kry, baie groter krag het. Mag ons dit waag, om hierdie pad saam met U te stap. Amen.